Goeiemôre almal. Ek dink hierdie was 'n week gewees wat soos ek van baie van julle gehoor het ook 'n week was wat ons baie uitdagings gekry het en wat baie goed oor ons pad gekom het. En ek dink ons is almal maar op 'n plek waar as ons skielik in 'n krisis kom, dan begin ons alles met ons verstand uit te werk. En dan probeer ons planne op die plek sit, ons probeer die probleme oplos, ons probeer reël wat die beste is in 'n situasie, wat alles goed en reg is. Maar die oomblik as ons stap na 'n plek toe waar ons beheer oorneem, sonder om die Here te raadpleeg, dan is dit asof wat jy in 'n maalkolk ingaan en of jou gedagtes nie regtig georden kan word nie, en of 'n mens nie 'n probleem kan sien vir wat dit is nie. Dit is net eenvoudig erger omdat jy nie vermoë het om dit op te los nie. En vanoggend gesels ek met iemand wat die Here spesifiek oor Johannes 15 mee gepraat het. En as ons kyk na Johannes 15, dan is dit 'n hoofstuk wat die Here, die hele hoofstuk, vir ons sê wie ons is en wie ons behoort te wees. En ons het al soveel goeie boodskappe gehoor oor hy is die ware wynstok en ons is die lote. Maar om net 'n bietjie stil te staan en te besef dat daardie lote is wat die vrug dra, maar dit is die wynstok, die wortels, die groei wat die vrug voortbring. En dis die lote wat net daai vrugte dra, deur die sap van die wynstok word al die nourishment gegee om daardie druiwe ryk te maak. En die Here kom en hy sê vir ons in hierdie stuk dat hy het gekom en hy die woorde wat hy oor ons gespreek het, is dat ons vrugbaar gaan wees en dat hy ons reeds skoon gemaak het. Ons is reeds deur hom gereinig met die kruis van Golgotha. Maar hy sê in vers 4, so you must remain in life union with me, for I remain in a life union with you. For as a branch severed from the vine will not bear fruit, so your life will be fruitless unless you live your life intimately joined with me. En ek het bietjie tot stilstand gekom gister nadat ons 'n rowwe week gehad het, en in hierdie tyd het ons ook besef dat Johan weer 'n rugoperasie moet hê wat baie van ons goed omver gegooi het en baie goed wat gereël is en sommer net 'n hele klomp goed wat die mekaar geraak het. En dan sit ek ook met 'n plek waar ek jammer is vir my man en waar ek probeer om te dink wat kan ek doen om goed vir hom ook beter te maak. En ek het net op 'n plek gekom waar ek regtig waar 'n bietjie benoud geraak het oor alles wat moet gebeur en alles wat op plek moet kom. En ek besef hier in Johannes 15, so 'n dag, eintlik die aand al nadat ons by die dokter was, het daar net 'n rustigheid oor my gekom en die Here het vir my gesê dat ek het so 'n track record met hom en soveel goed wat in my lewe al gebeur het. En elke keer as ek hom toegelaat het om in te tree, dan het alles perfek uitgewerk. En alles het net ten goeie uitgewerk. Hoekom gaan dit nie hierdie keer ook gebeur nie? En dat ek moet ophou om my eie planne te maak en ophou om benoud te raak. En ek moet die bekommernis en die benoudheid vir hom gee, want dit is wat sy woord sê. So hoeveel kere probeer ons die goed self uitwerk. En dan raak ons bekommerd, en ons raak benoud, en ons raak angstig. In plaas daarvan dat ons gehoorsaam is aan Jesus wat vir hom sê, werp julle bekommernisse op my. Hoekom sê hy dit? Omdat hy ons nie gemaak het om dit te dra nie, en omdat ons nie die oplosser van ons eie probleme is nie. Hy wil dit wees. En dan kom hy in vers 9 en hy sê, I love each of you with the same love that the Father loves me. You must continually let my love nourish your hearts. Dink 'n bietjie daaroor. Hoe lief dink ons het Vader God vir Jesus? Ek dink nie ons het woorde om dit te kan beskryf nie. En dan kom hy en hy sê dat hy het elke een van ons so lief soos wat die Vader hom het.
Hoekom? Want hy is deel van die Vader, hy is in die Vader se wese en se lewe. En ek en jy is met ons wedergeboorte in Jesus en Vader se wese, ons is deel van hulle. You must continually let my love nourish your hearts. En ek besef nie dat, soos wat ek en jy elke dag versorging en kos nodig het, om gesond te wees, om stabiel te wees, so het ons sy liefde nodig, om ons elke dag te voed. If you keep my commandments, you will live in my love, just as I have kept my Father's commandments, for I continually live nourished and empowered by his love. En ek het net skielik 'n vrede in my begin ervaar, 'n sekuriteit, 'n plek wat, as ek dit beskryf in ons woorde, is dit daai vaste rots waarop my voete gaan staan het. En ek het net besef dat die ergste scenario wat ek kan dink, wat kan gebeur in 'n probleemsituasie. As ek hom toelaat om in te kom daar, as ek vanuit hom die probleme hanteer, as ek vanuit hom trek, sy wysheid, sy insig, sy verstaan, dan kom alles op plek dat alles sal uitwerk ten goeie, want dit is sy belofte aan elke een van ons. En ek gee al hierdie goed vir die Here en ek sê, Here, ek weet nie presies wat volgende week gaan gebeur nie, maar wat ek weet is dat U in elke besluit is en U is in elke ding wat moet gebeur, en dit is vir my genoeg. As U by my is dit genoeg. So ek wil vir ons elkeen sê, maak nie saak wat 'n krisis jy op hierdie oomblik is nie. Maak nie saak of dit verhoudinge in jou gesin is nie. Maak nie saak of wat jou probleme ook al is nie. Nooi die Here daarin. Maak nie saak of dit iets is, 'n patroon waarmee jy sukkel nie. 'n plek waar jy oorwinning moet kry oor verkeerde goed wat jy doen, dink en sê nie. Nooi hom daarin, want hy is die een wat met sy liefde vir ons kan bedien, met sy liefde ons kan toevou, met sy liefde ons kan was as dit nodig is, kan voed as dit nodig is. Sy liefde is die balans wat moet inkom, elke plek waar ek en jy onseker is, waar ons 'n bietjie onstabiel is. En sy liefde is 'n anker wat ek en jy nodig het in ons lewe. En ek het al soveel, veral vir die oggendgroep gesê, dat daar is niks wat op hierdie aarde met my en jou kan gebeur, wat ons God nie kan hanteer nie, wat Jesus nie voorgesterf het nie. En ek besef net daai hele krisis wat vir my ontstaan het in hierdie week, is omgedraai in 'n plek waar ek so jubel en juig in ons God, want ek besef net, hy is die God van die berge, maar ook van die valleie. En hy is die een wat sê, selfs al gaan jy deur doodskade weer, ek is daar by jou, ek los jou nie. Niks op hierdie aarde wat ek en jy kan doen of moet deurgaan, hoef ons sonder ons God deur te gaan nie. En as hy by ons is, dan kan geen onheil naby ons kom nie. So selfs die probleemplekke, die plekke wat vir ons moeilik is, ons kan daardeur gaan en die Here beskerm ons en hy bekragtig ons en vou ons toe met sy liefde, sodat die moeilikste plekke 'n getuienis word van sy getrouheid en sy goedheid en sy almag. Ek bid vir elke een van ons. Ek bid dat soos wat ons deur hierdie moeilike plekke in ons lewe gaan, die plekke waar ons bekers moet ledig, ek bid dat ons hom sal innooi in elke plek uit en dat in elke plek ons dit sal doen in en deur hom, sodat dit wat 'n probleem en 'n moeilike plek is, vir ons gelyk gemaak word deur sy liefde, maar dat dit 'n getuienis kan word van sy grootheid en die feit dat hy ons nooit sal begewe of verlaat nie. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om u woord te hê. Wat 'n wonderlike voorreg, Here Jesus, dat u vir ons die versekering gee. Ons is in u ingeënt. Ons is deel van u. Johannes 17 sê, ons is deel van u, ons is deel van Vader. En daarom kan ons alles doen op hierdie aarde, omdat u die oorwinning afgehandel het vir ons. So ek bid dat u sal kom en dat u ons so sal vul met u liefde, Here, dat dit ook as 'n vrug
sal uitloop vir die mense om ons en in 'n wêreld wat liefdeloos is, wat dit so nodig het. En dankie dat ons kan vra dat U naam verheerlik sal word in en deur ons lewe en dat die vrug wat ons dra, U naam sal verheerlik. Amen.